As ons praat oor selfbeeld, vir die van ons wat nie heeltemal verstaan wat dit beteken nie, dan dink ek die naam selfbeeld sê vir ons baie. Dit is die beeld wat ek van myself het. Nou sit hier mense wat vanaand sê, maar wat moet ek nou van selfbeeld hoor as ek 'n Christen is? Is dit dan nou so belangrik dat ons 'n Sondag aand hier in die gemeente daaraan moet wy? Ek wil vir u sê dat ek dink selfbeeld is baie meer belangrik as wat meeste van ons geneig is om te dink. Selfbeeld is belangrik omdat die beeld wat jy van jouself het 'n baie direkte invloed het op die manier waarop jy optree. Inteendeel, ek wil so ver gaan as om te sê dat elke een van ons tree op presies op die manier waarop ons onsself sien. As jy vanmôre wakker geword het en jy het so verby die spieël gestap en jy vir jouself so met die hoek van jou oog geloer en gesê, "Woe, te laat gaan slaap gisterand. Sal dit nooit weer inhaal nie. Sal nooit weer dieselfde wees nie." Dan wonder ek of jy vanmôre in die kerk was. Want ons tree op presies op die manier waarop ons onsself sien. As jy vanmôre by die spieël verbygestap het en jy vir jouself so geknipoog en gesê, "Môre, vandag is die dag wat die Here gemaak het. Kom ons wees bly en verheerlik hom." Dan was jy nie net vanmôre in die kerk nie, maar jy het vandag dalk vir iemand of vir baie mense kon Jesus wees deur jou gesindheid. Nou selfbeeld, soos wat julle hoor, het baie te doen met mens wees. Want die manier waarop ons onsself sien het baie te doen met mens wees. Want dit is 'n eerlike besigheid. Die visie, die manier waarop ons onsself sien is 'n eerlike ding. Weet julle, die heel eerlikste ding in die hele wêreld is 'n spieël. Ek het nog nie een keer in my hele lewe 'n spieël teëgekom wat lieg nie. Anders is dit nie 'n spieël nie. Jy het agtergekom dat 'n spieël sê vir jou presies die waarheid. Partykeer hou ons nie daarvan. Maar 'n spieël kan nie lieg nie. En daarom dink ek dat elke mens op 'n stadium in sy lewe kom. Ek wil graag 'n vergelyking tref. Ek glo dat die Here Jesus het beelde gebruik. En daarom wil ek graag vanaand 'n beeld gebruik. Ek wil graag sê dat die lewe is soos 'n legkaart. 'n Puzzle. Kinders weet nie wat 'n legkaart. In die ou tyd was dit nog 'n legkaart, vandag is dit 'n puzzle. Nou is hier iemand in hierdie kerkgebou vanaand wat nog nooit 'n puzzle geprobeer bou het nie. Ek sê nie klaar gebou het nie, want ek het baie probeer, ek het nooit klaar gemaak. Maar glo nie, is iemand selfs van die jonger manne en die jonger dametjies in die kerk, ek is bly om te sien, is jong mense, wat nog nooit probeer het om 'n legkaart te bou nie. Nou weet julle wat is die kritieke oomblik van 'n legkaart? As jy daai boks vat, en jy gooi al die blokkies op die tafel uit, dan het die oomblik van waarheid al gebreek. Weet julle hoekom? Want meeste ou skrap dan gou die blokkies terug. Sê ek nie nou tyd nie. Dis die oomblik van waarheid. As jy op daai oomblik as die blokkies uitgegooi word en begin kan maak, is jou kanse redelik dat jy gaan klaarmaak. Maar as jy dit dan weer terugkrap, dan is dit uitgestel vir 'n volgende geleentheid. En ek is vanaand in my hart oortuig van een ding. En dit is dat die lewe, ons lewe hier op aarde, is dieselfde as 'n legkaart. Ek dink almal van ons, en dit varieer in ouderdom die dag wanneer ons besef is 'n legkaart. Party van ons baie jonger mense sê die lewe 'n legkaart, dis net sports man. Julle ouer mense weet nie hoe dit werk nie. Wat sukkel julle so? Drink pille en gaan te kere man. Waar kom julle vandaan? As dit vanaand jou gesindheid is, dan jy nog nie by die boks by die stukkies uitgekom nie. En dis nie iets om te vrees nie, ek dink is die hoogtepunt in elke mens se lewe. Die dag as jy uitvind, die lewe is 'n legkaart. Daai dag, as jy diep begin dink. Daai dag as jou denke nie net meer oppervlakkig is nie. Daai dag as dit nie meer net gaan om vandag nie. Daai dag as jy begin sê, hoekom is ek hier? Wat maak ek hier op aarde? Wat is my doel? Waar is my plekkie?
dis die dag, as jy so tussen die stukkies so krap. Krap hulle so 'n bietjie deur mekaar om te kyk of jy nie een sien dat jy erken nie. Of een sien wat hom vir jou 'n bietjie positief laat voel nie. Baie mense vat dan die stukkies en pak dit onmiddellik weer terug. En sê ek sal 'n ander dag kyk daarna. Baie mense wag tot op hulle sterfbed. Ons hoor dit elke dag, hoe mense sê, Dominee, bring vir my die stukkies, kom ons bou net 2 blokkies, voor ek gaan. Ek dink Dominee kan getuig van hoeveel keer hy al in die doodsnikke van 'n lewe, moes gou die belangrikste 2 blokkies ten minste bou. Ek het nou een nag laat van 'n seminar af teruggekom in Pretoria. Ek was die enigste persoon in Voortrekkerweg in Pretoria, dis 'n baie groot eenrigtingstraat. Ver voor my het ek 'n motorfiets sien ry. Dit het my nie baie geplan nie, maar dit was vir my opvallend, dit was net ons. Ek en hy op die pad. Die volgende oomblik het iets verskrikliks gebeur. Iemand het dwars deur Voortrekkerweg deur 'n rooi lig gejaag met 'n bakkie. Ook maar gedink hy's alleen. En op daardie oomblik die motorfiets vol getref. Ek is 'n baie groot motorfiets entoesias, baie lief vir motorfietsry. En daarom het ek onmiddellik gejaag om op die toneel te kom en my enigste besorgdheid was by die motorfietsryer. En toe ek die jong man se kop op my skoot tel, het ek geweet ek moenie eers die valhelm probeer afhaal nie, want dit is te laat. En al wat hy vir my gesê het is, oom, ek wil nie doodgaan nie. Oom, ek wil net nie doodgaan nie. En toe besef ek, ons moet net gou die belangrikste 2 blokkies in sy legkaart begin bou. En toe is dit te laat. En daarom wil ek vanaand hê dat ons moet begin deur te gesels oor die legkaart van die lewe. Nou, hoe pak 'n mens 'n legkaart aan? Definitief, verkieslik, nooit te laat nie. En vanaand is heeltemal betyds genoeg. Vertrou ek vir elke een in hierdie kerkgebou wat nog nie begin bou het aan sy lewenslegkaart nie. Kom ons kyk na 'n paar maniere hoe om 'n legkaart te begin bou. En ek kan nou vir julle vra, maar nou sê julle die verkeerde een eerste en dan is my hele storie se volgorde agterste voor. So ek gaan julle, ek het altyd die mense gevra. En toe kom ek agter sommer nou, wanneer was dit ek weet nie eens meer wat dit daar dit is nie. Vrydagoggend hier in Stellenbosch, toe sê hy ou die laaste een eerste, toe is my hele storie deur mekaar. So ek gaan maar hier vir julle sê hoe pak 'n mens die bou van 'n legkaart aan. Jy kry die stukkies. Die eerste ding wat by jou opkom is, los dit. Los dit. As jy dit kan oorwin en jy kom by die punt dat jy sê, nee, ek wil begin bou. Dan is een van die populairste metodes, bou eers die kante. Stem julle saam? Dis 'n populêre metode. Kom ons bou eers die kante. En so het ek ook die dag toe ek die stukkies van my lewenslegkaart voor my sien lê besluit, ek gaan die kante bou. Ek gaan eers my sekuriteit bou. Ek gaan eers seker maak dat my posisie in die lewe gefestig is. En dit is ook die maklikste manier. En dit is wanneer jy jou lewenslegkaart begin bou met die metode van jou besittings te versamel. Lekker huis, lekker werk, salaris, lekker gawe motor, so 'n beleggingkie of 2. En dan het jy die raamwerk gebou, dan is daar mos nie meer moeilikheid nie, en so het die duiwel dan ook vir my gesê, ou maat, as jy net eers R1 miljoen bymekaar het, en 'n gawe huis, en die regte motors. Kyk, die van julle wat nie weet nie, daar was 'n tyd wat platkarre, slap platkarre, baie vooraanstaande statussimbool in Pretoria was, maar dis nou nie meer nie. Vandag as jy 'n statussimbool wil hê, dan moet jy ou vodde stikkende bakkie hê met krappe op die kant, want dan weet al die ouens jy te Bosveld plaas. Want Bosveld plaas 'n dorings wat die bakkie krap, jy sien. So dis baie belangrik as jy liewer 'n bakkie het as 'n platkar. Maar hoe die Here ook al sien,
Bou eers die kante. Nou wat is die gevaar van hierdie metode? Wat is die gevaar van eers die kante te bou? Jy bou die kante, en dan kom jy agter, dis nie die prentjie nie. Dan kom jy agter, dis die heel maklikste deel van die legkaart, is om die kante te bou. En julle moet my glo vanaand, die van julle wat nog nie uitgevind het nie. Dis die heel maklikste deel van die lewenslegkaart, is om die kante te bou. Vir al julle jong mense moet my vanaand glo, dat ons leef in 'n land, waar elke mens, elke jong man, presies net soveel geld kan verdien as wat hy wil. Glo dit. Nie geld maak nie. Jong mense, daar is nie so ding soos geld maak nie. Mense sê elke dag, wat baie geld maak. Nou wil ek jou sê, as jy wil baie geld maak, moet jy vir die munt gaan werk. Die enigste ouens wat baie geld maak, is die ouens wat in die munt werk. Hulle maak tot R1 miljoen 'n dag, maar hulle kry baie swak pay. So as jy wil geld maak, moet jy vir die munt gaan werk. Nee, ek sê geld verdien. Net soveel as wat jy wil in Suid-Afrika. Ek het onlangs 'n advertensie geplaas in 'n Pretoria se koerant gesê, ek soek 5 jong manne wat tussen 10 en 20.000 rand 'n maand wil verdien. Weet jy hoeveel aansoeke het ek gehad? Telefonies. Meneer, is daai pos nog beskikbaar? Verseker. Stel jy belang? Ja, meneer, natuurlik. Wat moet ek doen? Wel, jy moet vir my kom in my maatskappy kom versekering verkoop. So 50 na 100 polisse 'n maand behoort vir jou daai tipe inkomste te gee. Nee, dankie meneer. Nee, ek het gedink is iets anders. Dan sê ek vir hom, hoorie, kan ek net vir jou iets sê? Jy het gedink is maklik, né? Dan sit hy die foon neer. Dan is hy kwaad vir my. En daarom sê ek, dat elke ou kan presies soveel geld verdien as wat hy wil, mits hy bereid is te werk daarvoor. En die Bybel leer vir my, die eienaarshandleiding van die mens, God se dagboek. Die Bybel leer vir my, jy kry uit wat jy insit. En nou kom jy en dan bou jy jou lewenslegkaart, jy die rande te bou, en net soos met 'n regte legkaart, verloor jy belangstelling, en wat vat jy? Bou jy ook legkaart op skinkborde? Die vang is die stukkies raak weg. En dan kom hulle en dan sit hulle die skinkbord onder die bed. Want hulle sien, jy gaan nie klaar maak. En eendag gaan gooi iemand hom weg. Dis met die lewe ook so. Ek wil sê, oor die afgelope paar jaar het ek met honderde multimiljonêers kon praat, deur God se genade, wat vir my gesê het, vat die rande, gee my die middel. Vat die rande. Vat my plase, vat my woonstelblokke, vat my motors, vat my aandele, vat alles, gee my net my vrou en kinders terug. En daarom sê ek nie vir julle hierdie dinge, omdat ek dit met duim uitgesuig het nie. Ook ek het die rande gebou, en toe het my legkaart onder die bed beland. Ek sê nie om die rande te hê is verkeerd nie. Inteendeel, jy kan nie 'n legkaart hê sonder die rande nie. Maar moenie dink dis die plek om te begin. Wat is nog 'n manier om 'n legkaart te bou? 'n Ander baie bekende een is, bou eers die 4 hoeke. Is die van julle wat so bou? Bou eers die 4 hoeke. Weet julle hoekom is dit die baie populêre metode? Want daar's 4 blokkies in elke legkaart wat ooreenstem. Daar's 4 faktore in elke mens se lewe wat ooreenstem. En dit is die 4 hoeke. Daar's 4 blokkies wat 2 kante het, die ander het almal net 1 kant. As ek praat van die rande. Kom ek bou eers my beroep, my loopbaan. En dan bou ek 'n huwelik. En dan bou ek my geldsake. En dan bou ek aan my verhouding met God. Want ek is 'n Christen. Wat is die gevaar van hierdie metode om by die hoeke te begin? Wat is die gevaar daaraan verbonde? Jy bou die 4 hoeke pragtig. Maar dan verloor jy moed as hulle by mekaar moet kom. Of het word onmoontlik om hulle by mekaar uit te bring. Jy sit met die 4 hoeke op die skinkbord en jy sê, nou wat nou? Ek gaan hulle nooit by mekaar kry nie. Dis in die lewe ook waar. In die lewe is dit ook waar in die opsig dat ons bou aan 'n beroep, aan 'n loopbaan. En ek trou met die meisie van my drome en ek begin bou my huwelik. En ek begin bou my bankbalans.
En ek begin selfs bou in my verhouding met God. Ek katkeseer en ek gaan kerk toe. En ek word 'n lidmaat, 'n aktiewe lidmaat van my kerk en my gemeente. En dan kom daar 'n dag wat ek nie kan verstaan wat gaan nou aan nie. Want ek kan nie my huwelik en my werk meer by mekaar uitbring. Of ek kan nie my bates, my geldjies, my beleggings by God uitbring nie. Ek sit met 4 hoeke wat ek nie kan koppel nie. Gaan die legkaart onder die bed in. Land onder die bed. Wat is nog 'n bekende metode van legkaartbou? Hierdie een is veral populêr by die vrouens. Almal dieselfde kleurblokkies. Kom ons bou eers almal van dieselfde kleur. Blouetjies. Bou eers al die blouetjies. Hoekom is dames veral lief daarvoor? Want hulle hou nie van drama nie, hulle is gebou vir harmonie. Bou eers die blou lig. Pragtig. Groen gras. Die waters. En dis 'n oulike manier om te begin. Wat is die gevare aan verbonde? Die res bestaan ook. Die lewe is nie net blou lig nie. Die lewe is nie net groen gras nie. Die lewe is ook gekompliseerd somtyds. En daarom is daardie metode ook gevaarlik. Dan kry ons 'n ander een wat mense sê, kom ons begin onder. Kom ons bou eers die basis, die onderkant. Baie populêre metode. Ook met die lewenslegkaart. Kom ons bou eers die basis. Mense gebruik verskillende dinge as basis vir hulle lewens. Ons dink aan mense wat hulle lewens baseer op besittings. Ons het reeds daarvan gepraat. Hoekom is dit gevaarlik om jou lewenslegkaart te begin bou op besittings? Want jy kan dit in een oomblik verloor. Een goeie fundisie afslaer. En 'n op die bol likwidateer van 'n bankrotboedel. En daar's niks oor nie. Baie gou is daar niks oor nie. Dis hoekom dit gevaarlik is. Ek was onlangs op 'n fundisie, Pretoria, van 'n baie bekende sakeman. En dit was amper ontsettend om te sien hoe al daai bates binne 'n uur verdwyn in die hande van ander mense. Dis hoekom dit gevaarlik is om jou lewenslegkaart te baseer op besittings. 'n Ander bekende een is status. Posisie. Ja, maar my pa is darm so en so. My oom is dit. My vrou of my man is dit. Of as ek nou klaar gestudeer het, dan is ek dit. Status of posisie. Wat is die probleem met daardie metode van legkaart bou? Ek kan dit ook in een oomblik verloor. 'n Swak bewoorde, onaangename brief, dank 'n mens uit 'n posisie uit af. Dis hoekom dit gevaarlik is om jou hele lewenslegkaart te baseer op die basis van posisie, want jy kan jou posisie ook in een oomblik verloor. 'n Ander basis wat mense gebruik is voorkoms. Ons kry dit veral by die skoonheidskoningin. Sy's pragtig, daar's een ooreenkoms tussen skoonheidskoninginne en nuwe motorkarre. Wat is dit? Volgende jaar is hulle al 2 ou modelle. Dan is daar 'n nuwe model om hulle te vervang. Voorkoms. Die valse basis van voorkoms. Want sy's pragtig. Of ek praat nou van die ou wat gebou is soos ek was. I mean Tarzan. Wat 'n vrou soek Tarzan? Gewoonlik 'n skoonheidskoningin. Want hy baseer sy lewenslegkaart op voorkoms. En dan het hy hierdie pragtige skoonheidskoninginnetjie aan sy sy en dan is hulle die koerant. Dan kom daar 'n dag wat sy by die huis kom en dan sê sy, "Pappa, my man, ek is verwagtend." Dan sê hy, "Nou wat jy nou gaan aanvang?" En dan begin sy vir hom geleidelik lelik te word. Vir my, en dit moet ons baie duidelik verstaan, is die mooiste vrou wat daar is, 'n goed versorgde, verwagtende moeder, moet my nie verkeerd verstaan. Ek praat nou van Tarzan. Sterk ou. En wat doen hy dan? Hy soek 'n ander skoonheidskoningin.
Hy soek 'n ander fietselyfie, want sy lewenslegkaart se basis is voorkoms. Of ek praat nou van die ou met die spiere, en hy kyk eendag in die spieël en hy sien sy bors het gesak. Die van julle wat nou lag, want julle dink dit my gebeur, hierdie is 'n valhelm wat ek saam met my dra. Ek het julle klaar gesê, ek is lief vir motorfietsry en ek wil nooit onverhoeds betrap word as ek dalk 'n geleentheid kry nie. En daarom dra ek altyd my valhelm by my. En dan is daar probleme. Met ander woorde, die gevaar van jou lewenslegkaart baseer op voorkoms is ook dat jy kan dit in een oomblik verloor. Of jy kan dit geleidelik verloor, want almal van ons moet oud word. Kom ons kyk nog na nog een basis vir die bou van 'n lewenslegkaart. Ek dink aan die basis van werkverrigting. Werkverrigting. In Engels het hulle 'n mooi woord daarvoor, performance. Performance. Baie mense baseer hulle lewenslegkaart op werkverrigting, op performance, op prestasie, op hoe hulle presteer. Onlangs het die westerse wêreld met dankbaarheid gekyk hoe die leier van die westerse wêreld, meneer Ronald Reagan, op televisie sy volk toespreek en ook die res van die wêreld toespreek. En vir hulle sê, Amerika, there's only one solution to the problems of the Western world, and that is Jesus Christ in the heart of every individual. Hy het nie gesê godsdiens nie. Hy het gesê Jesus. En dit het my moed gegee. Maar sy volgende woorde het my geskit, want hy het gesê, Amerika, and I want Congress to take note, you stand guilty on trial for the murder of 15 million American babies through abortion. Want op daai stadium, sedert die aborsiewet 'n werklikheid geword het in Amerika, is 15 miljoen babas deur aborsie vermoor. Weet jy wat is aborsie? Dis wanneer 'n ginekoloog 'n besluit neem dat op grond van werkverrigting het 'n baba nie 'n kans om 'n sukses van sy lewe te maak. Aborsie is wanneer 'n ginekoloog die besluit neem in Amerika dat op grond van werkverrigting moet hierdie baba liefs vermoor word, want hy gaan nie 'n sukses van sy lewe kan maak. En so het 'n baie bekende professor in ginekologie vir sy klas in Amerika gevra, ek het vir julle 'n gevallestudie. Ek het 'n vader met geslagsiekte en tering. Ek het 'n moeder met dieselfde geslagsiekte en tering. Hulle het reeds 4 kinders uit hierdie huwelik gebore, al 4 is gebreklik en abnormaal. Die moeder verwag 'n 5de, wat sou julle sê met ons doen? Aborsie? Of gaan ons die kind toelaat om gebore te word? Die klas het op grond van die getuienis almal eenparig besluit, aborsie. En die professor sy kop laat sak en gesê, julle het sopas Ludwig van Beethoven vermoor. Want dis die gevalle studie van Ludwig van Beethoven se ouers, broers en susters. Dank God, op daai stadium was daar nog nie 'n aborsiewet nie, en hy kon leef. Hy het wel op 45 doof geword, en daarna sy grootste simfonie geskryf. Maar op grond van die basis van die legkaart van werkverrigting, moes hy sterf, as hy in 1985 verwag was. Kan jy sien wat is die probleem? Met die verkeerde benaderings tot die bou van 'n lewenslegkaart. Nou wat is dan die regte manier? Wat is die regte manier? Wat is die regte manier om 'n lewenslegkaart? Wat is die regte manier om 'n legkaart te bou? Wie van die kinders wil vir my sê? Wie wil vir my sê wat is die regte manier om 'n legkaart aan te pak? Die enigste manier. Is daar iemand wat vir my wil sê wat jy dink is reg? Is niemand wat wil waag nie? Daar's net een manier en dit is kyk na die prentjie. Kyk na die prentjie. As jy die prentjie voor jou het, gaan jy nie verkeerd gaan nie. Jy sit die prentjie neer en jy begin bou. Jy die lewenslegkaart wil bou. Kyk na die prentjie.
Voordat jy 'n suksesvolle poging kan aanwend om jou lewenslegkaart betekenisvol te bou, moet jy na die prentjie gaan kyk wat God daar gestel het. In sy dagboek, in sy Bybel, in sy woord. Hierdie Bybel bevat die prentjie van jou lewenslegkaart. En daarom is dit ook die regte manier om dit aan te pak. Maar nou, hoekom pak meer mense nie die lewenslegkaart aan op die prentjie van die lewe nie? Hoekom vat meer mense nie die Bybel van die begin af nie? Hoekom is daar so baie mense wat eers al hierdie ander verkeerde metodes gebruik? Hoekom? Ek het vir myself baie nagte deur en baie dae gevra, hoekom het ek gewag tot op 29-jarige leeftyd voordat ek die prentjie gevat? Hoekom moes ek eers die raam bou? Hoekom moes ek eers die hoeke probeer? Hoekom moes ek eers 'n basis? Hoekom moes ek eers dieselfde klere? Hoekom eers op 29 by die prentjie uitkom? En daarom is dit die volgende vraag wat ek wil beantwoord. Wat moet ek maak om 'n begin te maak volgens die prentjie? Mense, ek is vandag nog 'n sakeman in Pretoria. Ek is die afgelope 15 jaar in my eie besigheid. En daarom het ek vanaand ook gesê dat ek is hier in my amper gelowige, betrokke in my kerk, onder die dissipline en die geestelike gesag van 'n predikant. En ek is ook dan ook vanaand hier, behalwe met u predikant se toestemming, staan ek met sy toestemming. Want dit is God se gesagsstruktuur, werk nie anders nie. Ek wil vir julle sê dat ek het op die swaar manier uitgevind. Ek wil amper, alhoewel ek het geleer, ek moenie so uitgesproke wees nie. Maar kom ek sê, een van die belangrikste, kan ek maar sê, ek dink die belangrikste woord wat daar is, in die mense woordeskat, as dit kom by die bou van die legkaart van die lewe, op grond van die beskikbare prentjie, is die heel belangrikste woord wat daar is, gesindheid. Houding, sienswyse. Ek beloof u, dat met my beperkte ondervinding, is dit ook waar in baie ander mense se lewens. En daarom is ek so uitgesproke, dat dit die belangrikste beginsel is, in die bou van die lewenslegkaart op grond van God se prentjie. Gesindheid. Die Engelse het 'n woord wat hulle noem attitude. Wat is jou gesindheid vanaand? Wat is jou gesindheid vanaand? Kom ons praat oor gesindheid. Ek wil julle uitdaag. Julle hier in die kerk is ook elke een wat na hierdie video kyk of na hierdie band luister. Ondersoek in hierdie oomblik jou gesindheid ten opsigte van die lewe. Ek het hom nie geken nie en ek is nie 'n vreeslike liefhebber van klassieke musiek nie, maar ek het nou al by baie mense gehoor, daar was 'n ou met die naam van Niccolo Paganini. Niccolo Paganini, baie bekende wêreldberoemde violis. Ek is nie regtig gebou vir vioolmusiek. Maar as ou die ding kan laat waai, soos Niccolo Paganini, dan luister tot ek ook. Niccolo Paganini het eendag in Wene in Oostenryk 'n uitvoering gegee waar hy 'n baie bekende vioolkonsert moes speel. En 'n hele end in die vioolkonsert wat lank geduur het, toe breek een van die snare op sy Stradivarius viool. Nou 'n Stradivarius is nie sommer 'n hierjyse viool nie. Ek weet nie hoeveel ouens behalwe Paganini het een nie. Zip, af is die snaar. En die dirigent se oor raak net so groot. Hy hou sy op met dirigeer en hy sê, nee wat, hierdie ouetjie laat hom nie afsit deur een snaar. En Paganini gaan voort en hy speel die vioolkonsert op 3 snare verder. Raai wat? Volgende oomblik. Nog 'n snaar. Ek meen nou spring die dirigent se oë amper uit sy oogkaste uit. Maar gelukkig, die gehoor kan dit nie sien nie, is te ver. En hy hou op met dirigeer en Paganini laat waai. Hy gaan aan en hy speel die vioolkonsert op 2 snare, sodat niemand dit agterkom nie. Behalwe die dirigent. Ja, julle het reg geraai. Gelukkig redelik na by die einde. Wat gebeur toe? Wie kan vir my sê? Julle jong manne hier, wat gebeur? 3de snaar, zip.
Weg is hy. En nou wonder die dirigent, hoekom het hy ooit vanmôre opgestaan? En Paganini knip oog vir hom en sê, deur sy gesindheid, ons gaan voort op een snaar. En Paganini voltooi daardie vioolkonsert op een snaar, sonder dat die gehoor die verskil agterkom. En ek weet nie of julle weet wat 'n encore is nie, maar met 'n vioolkonsert of enige simfoniekonsert of enige grand musiekmakery, hou die gehoor aan met hande klap tot die ou terugkom en verder speel. En die dirigent vat sommer sy tassie en hy loop, want hy's bang hulle encore Paganini. En toe hulle begin om te encore, toe sê Paganini, my oom, waar gaan jy? Kom ons speel vir hulle encore. En toe weet die dirigent, hy is op die verkeerde plek. En toe speel Paganini 'n encore. Niccolò Paganini en een snaar. Tydens die oorlog, die wêreldoorlog, baie van u sal onthou, ek was toe maar beswaarlik gebore, maar ek het baie gelees van Dr. Viktor Frankl, wat ook soos baie ander beland het onder die skerp ligte, baie skerper as hierdie videoligte, nadat hulle hom gestroop het van al sy besittings, die goud het sy tande verwyder het, sy juweliersware geneem het, sy vrou en kinders vermoor het, sy hare tot op sy kop afgeskeer het. Toe staan hy poedelnaken soos die dag toe hy gebore is, vir ondervraging onder die ligte wat so verblindend was, dat hy nie sy ondervragers ordentlik kon sien nie. Daardie dag, en daardie vertrek in Duitsland, het hulle alles van Viktor Frankl weggeneem wat hy besit het. Alles. Behalwe een ding. Die keuse van sy gesindheid. Daar was een ding wat niemand, nie die Duitsers, niemand, nie die Nazis, niemand by Frankl kon wegneem nie, en dit is sy keuse van wat sy gesindheid sou wees. Dr. Viktor Frankl het een snaar. En ons weet dat daarna het hy die persoonlike geneesheer geword van die toplui van die nazi-beweging. Viktor Frankl en een snaar. Major Friedrich J.H. Kushner was in die Vietnamese oorlog en hy het getuig van hierdie jong, dinamiese soldaat wat gevangene geneem is in 'n konsentrasiekamp, en hoe daar eendag deur die bevelvoerder van die kamp aan hom beloof was, ou maat, as jy jou voorbeeldige gevangene is, gaan ons jou vrylaat om jou gesin weer te kan sien in Amerika. En daai soldaat het begin, en met alles wat hy in hom het hy begin in sy poging om die voorbeeldigste gevangene te wees op aarde. En toe luister hy eendag buite 'n tent 'n gesprek af tussen die bevelvoerder en iemand anders, en toe kom hy tot die gevolgtrekking dat hulle lieg vir hom. Dis alles net 'n leuen. En hy daar die nag op sy bed gaan lê en sy duim begin suig, sê Major Kushner. 4 dae later het hy gesterf. En sy nadoodse ondersoek, al wat daar gestaan het is, hy sterf aan die gesindheid van moedeloosheid. Sy 4de snaar het gebreek. Die een snaar wat oor was, sy gesindheid, het gebreek. Ek dink aan die jong man Brad Walker. Ek is ook 'n leerling van die bekende Louis Timberlake, een van die beste sprekers ter wêreld oor die onderwerp van selfbeeld. Hy het net een probleem, en dit is hy praat te vinnig. Nooit in jou hele lewe man gehoor het so vinnig praat nie. Dit neem my om een van sy 1 uur kassette te luister effektief tot soveel as 6 ure om te probeer hoor wat die man sê. Met 'n sin oor en oor speel. Maar 'n dinamiese, motiverende spreker oor die onderwerp van selfbeeld. En hy het gepraat en hiervoor het 'n jong mannetjie gesit, soos een van julle. En toe hy klaar is, toe kom die een kereltjie na hom toe en hy sê, "Nee, Timberlake, my naam is Brad Walker," en hierdie situasie het homself van Amerika af gespeel. "Haal jy jou dagboek?" En Timberlake het sy dagboek uitgehaal. Sê, "Ja, jong man, wat wil jy hê moet ek daarmee doen?" En hy het gesê, "Skryf my naam
op die voorblad van jou dagboek. Skryf, my naam is Brad Walker. Nou vir wat moet ek dit afskryf? Want ek wil hê meneer Timberlake, jy moet dit onthou sien. Want jy gaan nog van my hoor. Jy gaan nog van my lees. En daarom wil ek jy met my naam onthou. En hy het dit gedoen. Timberlake het sy naam afgeskryf. En jaar na jaar het hy die naam voor op sy nuwe dagboek geskryf. En toe hy eendag 'n oproep kry van 'n vrou wat sê ek is 'n moeder. En ek het 'n jong seun van in die vroeë 20's. En hy lê in 'n gedenkhospitaal in Dallas, verlam van sy nek af onder toe, in 'n eysterlong. Sal jy omgee as jy weer in Dallas is om vir hom te gaan kuier? Ek weet dit sal vir hom baie beteken. Toe sê hy, mevrou, jy weet ek kry baie versoeke van hierdie aard. Ken ek die man? Toe sê sy, ek weet nie of jy hom ken nie, sy naam is Brad Walker. En toe neem Timberlake die volgende vlug. En hy het in die hospitaalgange afgestap en toe vra hy vir die eerste verpleegster, weet jy waar kan ek uitvind wie of 'n spesifieke persoon in hierdie hospitaal is? Toe sê sy, wil jy vir my sê wie na jy wie soekie? En toe hy sê Brad Walker, toe lag sy, toe sê sy, daar's iemand in hierdie hospitaal wat hom nie ken nie. Kom ek neem jou na hom toe. En toe stap hulle in sy kamer in waar hy in 'n eysterlong lê en hy kan net sy kop knik en sy oë knip. En toe het hy 'n kennisgewing op sy eysterlong gelaat verf. Nobody can change my attitude without my own personal permission. Brad Walker en een snaar. En langs daardie bed moes Lois Timberlake aanhoor hoe daardie jong man die afgelope jaar in daai bed, in daai eysterlong, $60,000 verdien het. Deurdat hy 'n boek met sy mond getik het. Nadat hy hulle gevra het om 'n tank vol tropiese visse voor sy bed te sit. En hy het dit bestudeer het en hy een van die beste boeke ooit oor die onderwerp van tropiese en aquariumvisse geskryf. En hoe hy met hom gedeel het, hoe opgewonde hy was oor 'n reeds ensiklopedie wat hy nou mee wil begin, oor die onderwerp van tropiese visse. Brad Walker en een snaar, sy gesindheid. Gesindheid is meer belangrik as feite, dis meer belangrik as ondervinding, dis meer belangrik as geld, dis meer belangrik as jou verlede. Gesindheid is meer belangrik as omstandighede, dis meer belangrik as mislukkings, dis meer belangrik as sukses. Dis meer belangrik as voorkoms, dis meer belangrik as ander mense se opinies. Dis baie meer belangrik as jou talente of jou vermoëns. En dan kan 'n dag kom wat dit jou enigste snaar is. Dit maak of breek maatskappye. Gesindheid. Dit maak of breek kerke. Gesindheid. Dit maak of breek huise. Gesindheid. Dit maak of breek huwelike. Gesindheid. En dit maak of breek individue. Gesindheid. Houding, sienswyse. Elke môre as ek en jy opstaan, het ons 'n keuse van ons gesindheid vir daardie dag. Gaan ons vir die 3 stikkende snare kyk, of gaan ons vandag speel op die een oorblywende snaar, naamlik gesindheid? Is jy op een snaar? Is jy op een snaar vanaand in hierdie kerkgebou? Ek dank God, ek is op een snaar. Want in die tye waarin ons leef in die sakewêreld en ook in die toestand van my gesondheid wat deur God toegelaat word, speel ek my lewenssimfonie deur sy genade, een snaar, en dis gesindheid. Nou sit hier van u wat sê, maar die mannetjie raak nou humanisties. Dit beteken, hy praat te veel van die mens, hy praat te min van die Bybel. So kom ons gaan na die Bybel. Ek wil net iets anders sê, en dit is dat ek glo dat die lewe is 10% van wat met jou gebeur, en 90% hoe jy daarop reageer. Hoor jy wat ek sê? 10% wat met jou gebeur, en 90% hoe jy daarop reageer. Dis hoekom dit belangrik is om te praat oor gesindheid. Kom ons gaan na iemand wat op een snaar gespeel het. Vandat sy begin hier aangeteken is, tot sy einde,
het die man op een snaar gespeel al die pad. En u kan dit gaan toets in die weke en die dae wat kom. Raai van wie ek praat? Wie wil 'n raai vat? Paulus was 'n eensnaar man. Ons kan baie leer uit sy gesindheid. Kom ons begin deur saam te lees in Filippense 2 vers 5. Filippense 2 vers 5, die van julle wat wil saam lees. Ek is die trotse eienaar van 'n nuwe Bybel wat ek gisteroggend bekom het. Ek weet nie hoe nie, ek het die Here vertrou vir 'n wonderwerk toe gebeur het. Ek gaan julle sê hoe nie, anders gaan julle ook probeer. Hy is nog so niet. Ek moes die merk insit waar Filippense 2 is. Filippense 2 vers 5. Filippense 2 vers 5 in die nuwe vertaling bladsy 258. Paulus sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Ons gaan nog in Filippense lees, maar vir 'n oomblik gaan ons net so ver lees. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Paulus op een snaar. Ek wil hê ons moet mooi verstaan dat toe Paulus hierdie brief skryf, waar sit hy toe? In 'n 5-ster hotel. Ligreëling. En wag vir die kelner. Nee, die man sit in die tronk. As hy hierdie brief skryf. En ook ander. Dieselfde gesindheid met julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Jy weet, ek het uitgevind dat nie een van ons sal ooit jonger wees as wat ons vandag is. Iemand wat met my wil stry? Die jongste wat jy in jou hele lewe gaan wees, is vanaand. Is dit nie 'n fenomenale, fantastiese gedagte nie? Kom ons geniet hierdie oorblywende stukkie, dis die jongste wat ons ooit gaan wees. Almal van ons. Ek dink die mense met wie ons meng het 'n direkte invloed op ons eensnaar, op ons gesindheid. Jy weet in hierdie tye wat moeilike tye is, maar die mees opwindendste tye ooit, bly ek weg van funksies waar manne in groepies gaan staan en sê, "O, my maat, het jy vanmôre die koerant gelees?" Ek sê sommer, "Wat is dit?" Lees nie die ding soos jy hom lees nie. Het jy al agtergekom dat die ouens by die werk wat praat oor die resessie is altyd in dieselfde groep? Soort soek soort. En mense beïnvloed jou gesindheid. En jy soek altyd mense met dieselfde gesindheid as jy. As jy 'n banghou is, dan bly jy weg van 'n ou wat nie vrees ken nie. As jy ou is wat nie vrees ken nie, dan bly jy weg van banghouers. Ons gaan om met die tipe mense wat is soos ons is. Vermors jy ook jou tyd soos baie ander mense met onvermydelik is. Wat is jou onvermydelikes in die lewe? Weet julle hoeveel tyd word daar vandag gemors op die onvermydelikes van die lewe? Die onvermydelikes soos die dood. Nou moet julle nie sê ek is onsensitief nie. Ek het al voor 'n oop graf moes staan, ek het my eie vader in die dood moes afstaan. Ek het my dierbaarste kind van die Here wat ek ooit geken het, my ouma van 93 verlede jaar in die dood moes afstaan. En ek het my heel beste vriend wat ek ooit in my lewe gehad het, die persoon wat ons bediening landwyd voltyds gekoördineer het, verlede jaar op die 29ste Maart in die dood moes afstaan, Johan Eybers. Ek is bekend met die dood. Maar dis 'n onvermydelike. Beveg jy dit? Worstel jy daarteen? Bly jy by die graf? Beveg jy die onvermydelike? Afskeid is 'n ander onvermydelike. Gaan staan op die stasie, ek nou die dag op die stasie toe 'n troepetrein vertrek na die grens, ek weet dis moeilik. Die een meisietjie het amper tot in Verwoerdburg agter die trein aangehardloop. Sy was besig om die onvermydelike van afskeid te beveg. Sy wou dit nie aanvaar nie. En so lees ons vandag in die koerante van mense wat selfmoord pleeg, omdat hulle die onvermydelike van afskeid nie kan aanvaar nie. Voorkoms. Het is onvermydelik dat jy ouer word, mevrou. Meneer, myle gaan jy opsit. Dit moet nou maar waar wees. Jy moet oud word. En dan kry jy mense wat dit beveg. Ek het nou die aand gepraat met 'n vriend van my se vrou wat in 'n toestand van selfmoordneigings is. Weet jy wat sy rede is? Sy's pragtig, ek moet saamstem. Sy is nou 'n model.
Sy is 'n skoonheidskoningin, maar sy sien nie kans vir die lewe verder nie. En sy sien nie kans om oud te word nie. Sy sien nie kans om lelik te word nie. Wie julle wonder was my ouma en ek het haar vir die beste part van 36 jaar geken. Wie watter dag was sy vir my die heel mooiste? Paar sterwensdag. Want sy het haar lewe lank gewerk aan haar innerlike skoonheid. Haar uiterlike skoonheid was nooit vir haar belangrik. Onvermydelike van voorkoms. Dis die 3 snare. Die dood, afskeid, voorkoms, daar's nog baie ander. Ek het 'n mooi storie gehoor. Van 'n dame wat op 31 nog nie man gehad het. Sy wil graag 'n man hê. En sy wil so graag kinders hê en jy moet my vergewe, ek is nie onsensitief nie as ek dit nie by een van ons bekendste en kosbaarste dominees gehoor het, sou ek dit nooit weer herhaal het nie. Sy het elke aand gaan bid, Here, ek wil graag 'n man hê. U weet hoe begeer ek 'n man. En sy die Here herinner aan sy beloftes, ook dat die huwelik is God se waarborg gewees teen eensaamheid. Dit is God se doel met die huwelik. En toe besluit sy eendag om uit te stap in die geloof, want geloof, die definisie van geloof, is om so op te tree, al is dit nog nie so nie, sodat dit so kan wees. Dis Bybels. Is om so op te tree, al is dit nog nie so nie, sodat dit so kan wees. En toe gaan koop sy gaan in die winkel, manskledewinkel en sy sê, wat 'n boek dra 'n oulike ou? Ek meen so 6 voet 1 ou. Mooi gebou. Sê die man vir haar, 'n 36. Sy sê, ek gee vir my daar so 'n mooi navy blou 36. En toe hang sy om oor die katel, sy kop en end. En sy gaan op haar knie en sê, Here, ek wil uitstap in die geloof, vul vir my asseblief hierdie broek met 'n man. Dis nou een snaar, daai. Dis nou simfoniekonsert speel op een snaar. Die snaar van gesindheid. En sy het onlangs getuig hoe sy op 32 getroud is en vandag die moeder is van 12 kinders. Die broek is gevul. Wat is die alternatief? Kom ons gaan saam, die van julle wie se Bybels nog oop is, na Filippense 4 vers 4. Filippense 4 vers 4. Geef ons die alternatief. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Nou sit hier iemand wat sê, nee, moet nie kom met daai goed nie. Dis maklik vir hom gewees om dit te sê. Maklik vir Paulus om dit te sê. O, dink u so. Ek wil u waarsku dat Nero was op die Mars. Liewer u wat die geskiedenis ken, weet dit was nie grappige tye nie. Baie minder grappig is vandag. Behalwe dat Paulus was in die tronk. Maar hy sal agterkom, hy sê, nie verbly jou in jou omstandighede nie. Het hy dit gesê? O, ek verbly my in my omstandighede in die tronk. Is lekker heerlik hierso. Nee, hy sê, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou in die Here. Jy weet, in daai tyd het hulle 'n lelike triek op 'n ou gespeel wat in die tronk kom. Hulle jou nie net in 'n sel gesit nie, hulle jou vasgeketting aan 'n ander ou. Nou weet ek nie of jy jouself kan voorstel hoe moet dit voel om aan 'n ander ou vasgeketting te wees. En hulle sê nie vir jou, kies vir jou ou nie. Dis pak donker hier en na een nag hoor jy dit klink. Of aan die voet. Nou is jy en 'n ander ou een. Paulus sê elke keer as hulle nuwe ou hom vasketting, prys die Here is nog ou wat ek aan Jesus gaan voorstel en wat ek gaan disipel. Hy was positief omtrent elke ou wat aan hom vasketting, want hy het gewees klaar met daai ou. So lees ons in die kort boek van Filemon, is julle wel, ek hou van Filemon, ander ou sê Filemon. Hoe Paulus sy slaaf vir hom terugstuur wat sy geld gesteel het. Die slaaf se naam is Onesimus. Onesimus het Filemon se geld gesteel en toe vlug hy Rome toe, groen grasies aan die kant die draad. Toe loop hom vas in die gereg, raai aan wie ketting hulle hom vas. Paulus. En Paulus stel hom voor aan die Here Jesus Christus en hy maak van hom 'n disipel van Jesus deur God se genade en hy stuur hom terug. Gaan lees vanaand Filemon, is nie 'n lekker lang brief nie, is 'n kortetjie, is 1 bladsy. Gaan lees hier wat sê Paulus vir sy vriend Filemon. Hy sê, ek stuur hierdie ouetjie na jou terug, maar ek sou hom baie liewer vir myself wou gehou het. Hier's nou 'n skerp ouetjie.
Hier's nou 'n oulike ou. Hy was in my vaste ketting, ek het van hom 'n disipel van Jesus gemaak. Jy sien, as hulle ou in Paulus vaste kettinge, dan het hy gedink, nou is dit tyd vir 'n kettingreaksie. Verbly julle in die Here, want Here is altyd dieselfde. Weet julle wat? As ek siek is hy dieselfde. As ek hartseer is hy dieselfde. As ek moet afskeid neem, is hy dieselfde. In resessie is hy dieselfde, want God is liefde. My Here en Paulus se Here was nog nooit anders. Lees die lewe deur die bril van die Bybel. Sit hierdie bril op jou oë, sodat ons die gesindheid van Jesus kan hê. Ons kan baie praat oor hierdie Filippense 4. Ons kan verder gaan lees Filippense 4 vers 6 en 7. Ek wil julle uitdaag om dit by die huis te gaan doen. Ons gaan 'n tydsprobleem optel. Ek kan vir ure praat oor Filippense. Filippense 4 vers 6 en 7. Wees oor niks besorg nie, maar laat al julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging by God bekend word. Jy weet, baie ouens bel my en dan hulle lelike probleme, jong, groot worries. Wat moet ek maak? Ek sê, kom ek gee jou 'n paar pille. Nee, maar jy is nie 'n apteker of 'n dokter nie. Nee, ek gee jou 2 pille. Maar jy moet nou mooi luister na die voorskrif, want ek is nie daar om dit uit te skryf nie. Jy het 'n pen, ja. Maar nou dink jy nog steeds ek is bietjie van loetjie getik, maar wat weet ek nou van pille af? Dan sê ek vir hom, neem Filippense 4 vers 6 elke keer as jy bang word. Maar laat vers 6 goed werk voor jy vers 7 probeer sluk. En dan bel hulle my altyd terug en dan sê hulle is ongelooflik hoe die pille werk vir ouwe. Want Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat al jou begeertes deur gebed en smeking met danksegging by God bekend word. En dan vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, dit beteken die slimste ou in Suid-Afrika, professor, dokter, ek weet nie wat als nie, kan dit ook nie uitwerk. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart, dis jou emosies, en dis gewoonlik ouens se probleem is hoe hulle voel, en jou sinne, dis jou verstand, bewaar in wat? In Christus Jesus, ons Here. Dis 'n lekker pil om te sluk as jou is dit worry. Nou die aand het ek gekyk na die program op televisie van Corrie ten Boom, ek glo baie daarna gekyk. En terwyl ek na haar lewensverhaal luister, toe sê die Here vir my 'n wonderlike ding. Jy weet nie of my vrou praat die Here met 'n mensie, maar ek het aan my vrou toe gedraai en van gesê, my skat, weet jy wat? Bekommernis, worry, is om te vrees dat God se plan en my plan vir my lewe nie ooreenstem nie. Dit het my geskit op daai oomblik, toe ek besef, dat die dae wat ek bekommer is wanneer ek bang is, dat God se plan vir my lewe en my plan vir my lewe dalk nie dieselfde is. Dan worry ek. Sê nou maar net, die Here se plan is, maar my plan is nie dit nie. Dan worry ek. Ag, ons gaan kyk na Spreuke 4 vers 23, ook nie nou nie, ons kan dit later doen, of miskien moet ons dit vinnig doen, moet dit nie almal saam soek nie, jy kan dit later gaan lees. Spreuke het 31 hoofstukke, en dit maak dit wonderlik, in die sin dat ek lees elke dag 'n ander Spreuke hoofstuk. Vandag is die 13de, né? Die 14de, wat is vandag? 14de, daarom lees jy vandag Spreuke 14, as jy 'n dag oorgeslaan is dit maklik om te hou wat 'n hoofstuk moet jy lees, want jy kyk net na die datum, en so kan 'n mens baie wysheid bekom uit God se woord. Maar Spreuke 4 vanaf vers 20 tot 23 sê, my seun, hoor wat ek vir jou sê, luister goed na my woorde, moet dit nie vergeet nie, hou dit altyd in gedagte, want dit beteken lewe vir die wat na luister, 'n volle lewe vir hom wat dit besit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dis kwaai. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wat gaan vanaand in jou hart om? Dit wat in jou hart is, dit is soos 'n depositoboksie waarin jy geld in bære, 'n spaarbusie. Kan 'n spaarbusie geld maak? Nee, as jy hom oopkap en jy breek hom oop, haal jy net uit wie ingesit het. En in jou hart vanaand, is net wat jy ingesit het. En ek sê nie so nie, die Bybel sê, wees versigtig met wat in jou hart aangaan en ingaan. Hy bepaal jou hele lewe. Is dit vrees?
Vandag leef ons in 'n tyd waar die media vrees gebruik as motiveringskrag. Van die môre tot die aand. Pas op vir dit. Ek wil vanaand iets uitgesproke sê. Ek glo dat iemand wat jou met vrees motiveer is uit die hel. Vrees was nog nooit 'n motiveringskrag anders dat dit geloof in die Satan is. Want vrees is om prentjies te vorm van dit wat jy nie wil hê moet gebeur. Geloof is die krag wat God gebruik om ons mee te motiveer. En ek sluit hierdie eerste gedeelte af. In die somer van 1967 duik 'n jong dogter in die Chesapeake Bay. Pragtige meisiekind, lief vir perdry. Sy stamp haar kop. En sy word wakker vas gebeld in 'n bed. En dan sodat sy nie met bedsere kry nie, draai hulle hom om. En dan skilder sy prentjies op die vloer met haar trane. En as haar neus loop, moet iemand haar kom help, want sy's verlam. Sy kan net haar oë knip. En 'n paar jaar later sit sy in 'n stadion in Amerika en ek kyk na die film. En daar's omtrent 140.000 mense om haar. En soekligte val op haar waar sy sit in 'n reistool, nog steeds verlam. En ek het die hele film van haar lewe gesien en ek sê ook soos baie ander, Here, hoekom het U haar nie gesond gemaak nie? En haar naam is Joni Eareckson. En sy sê, all of you are asking, why didn't God heal me? The reason is, if God healed me, I wouldn't have been speaking and telling 140,000 people about Jesus. You came because I'm in a wheelchair. Joni Eareckson en een snaar, haar gesindheid. Ons het in die eerste helfte gekyk na 'n paar dinge, maar ek dink die uitstaande en baie meer belangrik is wat jy dink, is die belangrikheid van die een snaar wat oor is. En hoeveel van ons kyk nie na die 3 snare wat gebreek het nie? Die resessie, my probleme, my huwelik, my voorkoms, my gesondheid, my afskeid, die dood van 'n dierbare, soveel ander redes. Terwyl ons het so baie mense om by te leer dat een snaar. Ek praat nou nie van Niccolo Paganini nie. Ek praat nie van Viktor Frankl nie. Ek praat nie van die soldaat in die gevangeniskamp nie. Ek praat nie van Joni Eareckson nie. Ek praat nie van Brad Walker nie. Ek praat van my en jou. Ek en die een snaar wat niemand van ons kan wegneem nie, naamlik gesindheid. Ons leef in moeilike tye, ek glo dit. Maar ek dink ons leef in die opwindendste tye ooit. Ons was onlangs 2 naweke uitmekaar uit 2 keer by die 1820 Settlers Monument in Gramstad vir 'n seminar, gemeenteseminar. As jy daar heel bo staan en jy kyk so af, dan wel die water daaronder uit 'n natuurlike fontein oor 'n klip. En om dit staan 'n paar woorde geskryf en baie mense weet nie eers dat dit kom uit die eienaarshandleiding van die mens. Dit kom uit God se dagboek. Dit kom uit Johannes 10 vers 10, want dit sê: Ek het gekom dat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. Staan nou in Engels daar, it says that you may, al wat daar staan is that you may have life and have it more abundantly. Ek glo dat God is in beheer van hierdie tye waarin ons leef. En as jy na hierdie band luister of na die video kyk en die resessie is verby, dank die Here. Vanaand is dit 'n werklikheid, veral in Pretoria. Ek sê omdat jy so agter hier nie. Ek dink julle is meer positief. Alhoewel ek dink in Pretoria gaan dit meer om geld. Wie is in beheer van hierdie resessie? Wie is in beheer van hierdie droogte? Ek dink ons stem almal saam dat God is in beheer daarvan. Want Romeine 8 vers 28 sê, niks kan met my gebeur sonder dat die Here dit toelaat. Nou waarom sou die Here so iets in my besigheid toelaat, so iets in my finansies toelaat? Ek glo waar ek van dag tot dag met sakemanne praat, dat God is besig met 'n belangrike toets, en dit is, hy wil vanaand vir my en jou ook vra, wie of wat is jou bron van oorvloed en blydskap? Wie of wat is jou bron van oorvloed en blydskap in die lewe? Is dit die bank? Is dit jou salarischeck? Is dit jou posisie? Is dit jou status? Is dit jou voorkoms? Is dit jou besittings? Want Jesus het gesê, ek het gekom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed.
O meneer, my huwelik is daarmee en my man is dit en dat en dit en dat. My vrou, dit klink vir my al te veel asof hy die bron van oorvloed en blydskap in jou lewe was. Maar natuurlik, dis al wat ek het. Dis hoekom dit nie goed gaan nie met jou, mevrou. Want Jesus begeer met 'n jaloerse liefde om die enigste bron van blydskap en oorvloed in jou lewe te wees. En in hierdie tye wil ek vanaand voor hierdie gehoor getuig dat met elke man en vrou in wie se lewe Jesus die enigste bron van oorvloed en blydskap is, gaan dit vanaand goed te midde van moeilike tye. So goed soos met Paulus. Want hulle speel die oorblywende snaar sonder dat iemand agterkom, die ander 3 is stikkend. Filippense 2 vers 5, ons moet die gesindheid hê wat Jesus gehad het. Ek het Saterdagoggend my kinders deur die tuine gaan neem in die Kaap en hulle die eekorinkies laat voed het. En toe besluit ek om die motor te gaan haal, want my dogtertjie het 'n doring in haar toon gekry en ek het nie kans gesien om haar te dra nie. En toe stap ek alleen deur die Kaapse tuine. En vir 'n oomblik is dit vir my fantasties en toe is dit asof ek vir 'n oomblik kon ervaar die tyd fyn van Getsemane. Die duwe en die voëls. En vir 'n oomblik het ek stil gestaan en gesê, Here, ek sal dit nooit kan ervaar nie. Want dit was ook Jesus en een snaar. Nogtans nie my wil nie, Vader, maar U wil. Niemand word gespaar van een snaar nie. Die gesindheid wat Jesus gehad het. Hy het gekom om te dien as 'n slaaf. Ons praat oor hierdie dinge. En ek weet baie sprekers gebruik die voorbeeld en daar's baie boeke daaroor geskryf. Maar ek mag dit ook seker maar gebruik. As ons kyk na die mens, die God se skepping van die mens in Genesis 1. En ons sou daardie volmaakte skepping na sy beeld wou vergelyk met 'n voël. Met die van een of ander voëlsoort. Waarmee sou ons dit vergelyk? Watter voël? Wat sou julle manne sê? Met watter voël sou ons dit vergelyk? Met 'n hoender? Gisteroggend of Vrydagoggend in die seminar het 'n dominee vir my gesê, ek dink nog steeds dat jy na die mens in sy natuurlike staat verwys as 'n volstruis. Maar ek dink as ons God sy skepping wil vergelyk en die mens, dan moet ons dit vergelyk met die arend. Soos wat hy dan ook doen in Deuteronomium en in Jesaja en vele ander plekke in die Psalms. Waar hy verwys na die arend, sy vermoë, die krag van die arend, sy vermoë om te sweef op die wind sonder om sy vlerke te klap. En daarom het baie mense boeke daaroor geskryf. En baie preke is daaroor gepreek. En daarom wil ek graag hierdie tweede helfte vanaand so bietjie wy aan ons posisie in Christus. Selfbeeld, ons het reeds gesien hoe belangrik is gesindheid. Maar ek wil vir u, en die Here het my werklik verlos van my verlede, die van u wat blootgestel word aan ons bediening, as ons dit so mag noem. Bediening beteken maar net ek loop oor wat julle ook hê. En dit wat jy oorloop, drink ander mense en dan wil hulle dit hê wat oorgeloop het en daar moet 'n mens versigtig wees wat loop oor. Maar ek wil, waar die Here ons verlos het van ons verlede en te veel te praat van onsself deur 'n groeiproses, wil ek graag vir julle sê dat een aand in standaard 8 tydens 'n sendingtoer na Saulspoort in die Noord-Transvaal het ek as 'n jong standaard 8 seun by 'n kampvuur gekniel. En onder leiding van een van my onderwysers, meneer Eksteen, 'n gebedjie gebid. Hy was 'n kind van die Here uit die hart van die saak. Hy was 'n arend. En sy arendwees was vir my onweerstaanbaar mooi. En daarom kon hy daardie aand vir my help om ook 'n arend te word deur God se genade. Toe ek God wat mens geword het, God wat arend geword het, toegelaat het om in my hart te kom woon deur 'n wilsdaad. Deur Jesus toe te laat om 'n beheer van my lewe te kom en my hele lewe te beheer, toe word ek ook 'n arend. Want hy het in my kom leef. En dis genade, dis net genade. En dit was daai volgende dag, sal ek nooit vergeet, solank as dit ek leef van die mense, dit was fantasties om 'n arend te wees.
Ek was 'n pasgebore arend, lelik. Nog alles behalwe mooi. Ek kon nog nie self geestelik eet nie. Ek was daai dag gevoer, versie. En geleidelik het ek die krag in my lelike arend liggaampie invoel kom. En het ek begin uitsien na die dag wat ek kan sweef op die wind. En toe gaan ons huis toe. En toe gaan meneer Eksteen weg. En toe bevind ek myself 'n jong pasgebore arend in 'n nes. Waar maak arende nes? Op 'n kraans, op die rand van 'n afgrond. Toe bevind ek my in 'n nesie met 'n keuse. Of ek sit hier en ek bly hier sit en wat gebeur met my? Ek gaan seker dood van die honger. Geestelike honger. Onthou my beeld van arend is my geestelike lewe. Dit was 'n waarborg, as ek daar bly sit het sonder geestelike kos, het ek geestelik dood gegaan as 'n arend. My enigste ander alternatief, my enigste ander keuse was om oor die rand van die afgrond te spring en miskien dood te gaan. As jy kan kies tussen definitief doodgaan en miskien doodgaan, wat sal jy kies? Net wat ek gekies het, miskien. En toe spring ek. En toe oorleef ek die val. Maar raai waar beland ek? Julle sien, ek wil graag die mens in sy wêreldse toestand in vergelyking met God wat die mens se arend geskape het, wil ek die mens in sy sondige toestand, want daar was 'n sondeval op in Genesis 1. En toe die arend 'n hoender geword. En ons lees dit in die Bybel, in Adam en Eva, Kain en Abel. In elke bladsy van die Bybel sien ons hoe die arend hoender geword het deur sonde. En daarom het die mens in sy vervalle toestand hoender geword. En toe ek val, toe val ek mooi netjies op 'n plaaswerf, en dis 'n beeld nog steeds tussen 'n klomp hoenders. En weet julle wat ek uitgevind? Dat daar is een ding waar alle mense dieselfde is, en dit is jy gaan waar jy aanvaar word. Het jy dit al uitgevind? Môre aand met die huweliksseminar in die Parel gaan ons meer daaroor uitbrei as ons praat oor ouer-kindverhoudings. Die belangrikste ding wat 'n kind ook wil hê is aanvaarding. En toe die hoofhoender na my toe stap en sê, hoorie maat, moenie worry nie. Moenie bekommerd wees nie man. Sluit aan by ons. Ek word aanvaar. Sê kry 'n mieliepit, een van myne. Die ding het vasgesit in my keel vir 'n week, maar ek sê ek het die goed gewoond geword. En die hoenders het al ontferm oor my. My geleer skrob. Kekkel. Keier. Ek is besig om vir u te sê dat van die dag 16 jaar oud dat ek van daai krans af gespring het tot 8 jaar gelede. En dis 'n tydperk van 13 jaar het ek tussen die hoenders geleef. Hey, ek het selfs een van die myn hoenders geword. Ek kon kraai net soos die hoofhaan. En ek het heeltemal aanvaar gewees deur al die hoenders. Maar ek sal nooit vergeet nie, so 'n paar jaar voor dit, het ek eendag op die werf gestaan, en toe sien ek 'n arend vlieg op die wind. En toe sê ek vir die hoofhoender, ek wil soos hy wees. Toe sê hy, nee, waarvan praat jy nou, is asvoels hy man. Dit was eendag, net nadat ek matriek vir die 3de keer geskryf het, en ek in die mark was om te hoor, het 'n predikant een aand in ons gemeente kon preek, en ek kon sien hy's 'n arend. En ek het gewens, ek was soos hy. En toe bly ek na die tyd agter, en toe sê ek vir iemand, ek wil met daai dominee praat. Hy het iets wat ek wil hê. En toe sê die persoon vir my, nee wat, hy's maar net vol van homself. Ek wil soos daai arend wees. Nee, moet nou nie hoor, vlieg as uit jou vlerke langs. Jy's 'n hoender. Gedraai jou. Jy moet nog steeds by die beeld bly, ek is nog steeds net met 'n beeld besig. Dit is 'n belangrike beeld hierdie, vir identifikasiedoeleindes. En toe, 8 jaar gelede deur die genade van God, toe kom 'n arend in my lewe. En hy kom land hier langs my. En toe hy vir my groet, toe weet ek is 'n arend. En hy haal 'n spieël uit.
die spieël van Gods woord, en hy sê vir my, kyk, Johannes 1 vers 12, want aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. En Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, het hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En 1 Johannes 5 vers 11 tot 13, en dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Toe sê ek, maar ek is 'n arend. Dis die eerste keer in my hele lewe wat iemand my die spieël van Gods woord gewys het. Toe sê hy, vertel my daarvan. Toe sê ek, ag, ek het op my knieë gegaan, ek het Jesus aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Toe sê my pel, dat jy geleef tussen die hoenders. Toe sê ek, maar ek is 'n arend. Toe sê, hoe weet jy dit? Voel jy soos een? Sê ek, nee, ek voel soos 'n hoender. Toe sê, wel ek sê vir jou, op grond van die spieël van Gods woord, jy is 'n arend. Onthou julle die begin het ons gesê, 'n spieël kan nie lieg nie. En vanaand wil ek voor elke een van julle in hierdie kerkgebou die spieël van Gods woord hou. Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en met hom maaltyd hou en hy met my. Het jy al oopgemaak? Leef Jesus in jou hart. Nie omdat jy so voel nie, maar omdat jy dit weet, op grond van wat hy sê. Ek weet vanaand ek is 'n arend, en ek voel baie daar nie soos een nie. Baie oggende word ek wakker en dan voel ek net 'n hoender. En dan is die eerste ding wat ek doen is ek bid en sê, Here, dankie dat my sekerheid dat ek 'n arend is, nie gebaseer is op hoe ek voel nie, maar op wat U sê. En U sê dat omdat ek U aangeneem het, is ek 'n kind van God, en U sal my nooit verlaat. En dit maak van my 'n arend of ek so voel of nie. Maar toe moes ek daai dag iets anders doen, want hy sê toe vir my, Romeine 10 vers 10, sê ek glo met my hart tot geregtigheid, en dit het ek, maar ek bely met my mond tot redding, en dit het ek nie. Glo met my hart tot geregtigheid, maar ek bely met my mond tot redding. Sê ek, wat beteken dit? Toe sê, het jy al vir iemand vertel dat Jesus leef in jou hart? Het jy al vir iemand vertel dat jy is 'n Christen? Het jy al met iemand gedeel dat jy 'n arend is? Toe sê ek, nog nooit. Toe sê ek, kom ons getrou die Here vir 'n geleentheid, en toe ek daai dag uit die gebou uitstap in Proestraat, 8 jaar gelede, toe loop ek my beste vriend op die sypaadjie raak. Party sê dis toeval. Sy eerste woorde aan my was, wat lyk jy so gelukkig? Ek kon vir hom sê, ek weet ek is 'n kind van God, nie omdat ek so voel nie, maar omdat hy so sê. En van daai dag af het ek nog nooit opgehou bely dat ek 'n kind van God is. En wat ek vanaand besig is om hier te doen in my ampes gelowige is 'n getuienis. Is 'n getuienis van die feit dat ek 'n arend is, omdat hy so sê. Nie omdat ek so voel. Gevoel is gevaarlik. Gevoel is nie verkeerd nie, maar dit is gevaarlik as basis vir jou sekerheid. Maar nou is daar 'n ander ding wat ek moes doen. Jy sien, arende loop nie in skrop op die werf nie. Arende loop nie in kekkel nie. Arende maak nes hoog in die kraanse daar bo waar nie een ander voël dit waag nie. En dan spring hy daar af. Ek het een oggend in my kantoor gesit op die 14de vloer van die Arcadia Sentrum in Pretoria. Was 'n Saterdagoggend, ek het spesiaal ingekom vir 'n afspraak met 'n kliënt en sy vrou. En net so regs van my kyk ek dwars oor die stad van Pretoria deur my venster. En daar is 'n ligreëlaar in die muur ingebou onder die ruit. En daar is baie duwe wat daar nes maak en ek hoor hulle gereeld op die ligreëlaar rondtrap. Maar die oggend was daar 'n harde geluid. En toe ek opkyk, toe sit daar 'n arend. Ek wil hê jy moet my glo dat waar hy gesit het op die ligreëlaar, was hy seker 3 voet hoog. En sy groot kloue het krampagtig en ongemaklik op die metaal gegryp na niks. Terwyl sy groot geel oë die stad bespied het.
En omdat ons gebou spieelglas het, jy kan nie van buitekant af insien nie, maar kan van binnekant af uitsien, kon ons nader stap tot teen die ruit en die wonderwerk van God se skepping in 'n arend aanskou. Die krag, die beeldskone skepping. En die volgende oomblik toe raak my kliënt se vrou se bril aan die ruit. En sonder om te dink, strek die arend sy vlerke uit en hy duik oor die afgrond, 14 vloere hoog. Het hy om te pletter geval op die grond? As dit 'n hoender was, sou hy. Hy het gespring en het sy groot vlerke oopgemaak en hy het in die lug ingesweep, baie hoër as die 14de vloer, sonder om sy vlerke een keer te klap. Waarom het hy dit gedoen in die eerste plek? Op grond van sy kennis van die wind. Wat maak dat hy nie sy vlerke hoef te krap nie? Die krag van die wind en sy kennis van die wind. Maar in die eerste plek sy kennis van die wind, ek kon sien is nie die eerste keer wat hy afspring, dit kan ek jou beloof. Ons lees in die Bybel, in Deuteronomium, dat die Here vir ons leer, dat die eerste keer as 'n klein haringkie die nes uitgestamp word, dan skrik hy om die mekaar. En net voor hy om te pletter val op die grond, vang die moeder arend hom op haar rug. En sy neem hom weer op, en hy val weer, en weer, tot hy leer om te vlieg. Ek sê nie so nie, die Bybel sê so. En daai arend kon ek sien, het al baie keer gespring, en daarom het hy die wind geken. En hy die krag van die wind verstaan. Is jy bereid om vanaand oor die afgrond te spring en te sweef sonder om jou vlerke te klap, bo die omstandighede van hierdie lewe? Want God begeer dat ons sal sweef soos arende op die wind van sy woord. Hier is genoeg wind dat ek en jy kan sweef tot Jesus kom. Hoor jy, so nou en dan maak 'n ou 'n lelike landing. Hulle noem dit in Engels 'n crash landing. Wanneer kom 'n ou met 'n lelike landing grond toe? Wie wanneer? Sodra jy vergeet van die wind en jou eie krag probeer sweef. Wah! Slaat jy die grond. Nes 'n hoender. Maar jy bly nog steeds 'n arend. En daarom probeer ek sê, dis belangrik daarom dat jy die wind leer ken waarop jy moet sweef. En die wind wat arende, die wind wat kinders van God laat sweef bo die omstandighede van hierdie lewe, is die wind in die eerste plek van wie is ek in Christus? Wie is ek in Christus? Die opstandingslewe. Ons het onlangs Paasnaweek weer herdenk Jesus se kruisdood. Was jy op Golgotha? Ja, ek was. Was jy in die graf? Het jy opgestaan? Kan jy getuig soos Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Jesus leef in my. Dis die opstandingslewe. Dis die lewe van 'n arend wat vlieg op die wind van die woord. Ek wil vanaand nie verwaand klink nie, want dan sou dit nie die gees van God wees wat my gebruik nie. Ek probeer nie vanaand sê ek's 'n arend en jy's 'n hoender nie. Ek getuig vanaand van die voorreg wat ek en Annetjie het in ons huwelik, om op die wind van die woord, van ons posisie in Christus, Efesiërs 1, lees ons gereeld vir mekaar, sodat ons basis van aanvaarding vir mekaar gebaseer is op wie ons is in Christus. Ons aanvaar mekaar net omdat God ons aanvaar, terwille van Jesus. Ons kyk nie vir mekaar nie, ons kyk vir hom. En ons is vir mekaar aanvaarbaar, omdat as Jesus vir God goed genoeg is hy vir ons goed genoeg in mekaar se lewens. En daarom kan ons getuig van oorvloed in ons huwelik, ook deur sy genade. Maar ek glo dat die belangrikste boodskap wat ek aan my aanpas gelowige het om te bring van gemeente tot gemeente soos wat die Here toelaat, is om vir jou te vra of jy seker is jy's 'n arend. Ek wil vanaand met u deel die opwinding in my hart en ek moet myself die hele tyd onderdruk. Iets wat ek nie 'n jaar of 2, 3 gelede kon sê nie, want dit wat in my kerk, die NG Kerk besig is om te gebeur, maak dit vir my moeilik om myself te gedra. Want dit is te opwindend. Ek het gister op Stellenbosch met van die manne van die kweekskool deurgebring. Mense, verbly julle in die Here.
Ek herhaal verbly. En jy kyk vir die ou om jou en sê, hey, maar hy is in die beloofde land, kyk hierdie ou is in die woestyn. Die van hulle wat in die woestyn is, maak somtyds of hulle in die beloofde land is, en andersom. Die woestynondervinding is 'n ervaring van jou hart, en so ook die beloofde land ondervinding. En daarom kan ons nie horisontaal beoordeel nie. Want as ons in 'n vertikale verhouding met God staan, dan sal ons horisontale verhouding met ons medemens altyd 90 grade wees. En dit beteken as hierdie een begin kantel, kyk waar gaan hierdie een. Sodra my verhouding met God begin kantel, dan gaan my verhouding met my medemens ook daarmee heen. Sekerheid van saligheid. Is in my vergewe. Kom ons bly vir 'n oomblik weg van 'n arend af. Kom ons kom 'n bietjie by 'n aap. Wanneer ons by die skole optree, gebruik ons 'n beeld met 'n aap. En ek onderskat nie u intelligensie vanaand. Maar ek het uitgevind dat vir kinders werk nog beter vir groot mense. Sy naam is Egbertus, hy is my beste maatjie. Nou jy weet, alle mense is liggaam en gees. Alle mense is in 2 dimensies. Liggaam en gees, die vlees en die gees. Nou julle sal almal sien, Egbertus is liggaam, kan julle dit sien? Hy is liggaam. En dis al. Hy is net liggaam. Vir 29 jaar van my lewe het ek so slap aanspraak gemaak op die feit dat ek 'n kind van God is. Maar ek was net liggaam. Dis al. 8 jaar gelede het ek deur met my mond te bely dat Jesus in my leef. Het ek bely dat Jesus my hele lewe beheer en my hele wese beheer. En dit het beteken dat ek kon op grond van sy woord alles wees wat hy is. Net soos wat Egbertus nou alles is wat ek is. Sê vir my, lyk Egbertus beter as nou? Hoekom is hy nou alles wat ek is? Omdat ek beheer sy hele lewe. Ek beheer sy hele wese. Hy het my intellek, fenomenaal. Hy het my liefde, mal oral. Hy het selfs die vermoë om te sê wat ek wil sê. Gee altyd op hierdie stadium, want hy lewe in 'n sak, gee ek op iets om te eet. Jy sien, Egbertus is nou nie meer half nie. Egbertus is nou heel. Egbertus is nie meer half nie, hy is nou heel. So was hy half. En so was ek vir 29 jaar van my lewe, terwyl die Satan my oortuig het, dis dinamies. Dis dinamies. Dis fantasties. Dis al wat jy nodig het. Die verskil was Jesus. Die verskil was Jesus. Hy het my heel gemaak. Hy het my van half heel gemaak. En dis die beeld wat ek wou gebruik om dit te illustreer. Ek glo dit is belangrik dat ons die aand afsluit met 'n bietjie wind onder ons vlerke. Wat laat 'n arend sweef? Wat laat 'n kind van God sweef? Die tipe wind wat sê, ek is vergewe van alle sondes. Alle sondes. Ja, maar jy weet, ek het 'n lelike verlede, sê iemand in die gehoor nou. Paulus sê in Filippense 3 vers 13 en 14, ek vergeet die dinge wat verby is, en ek strek in die dinge wat voor is. Weet jy wat het ek glo dat die Satan is in beheer van die verlede, want is al waarop hy invloed het. Hy het nie sê oor jou toekoms nie, God is in beheer daarvan. Nou kom hy en sê, hey, onthou jy? En as jy omkyk, zwa, val jy jou tande uit. Party van ons loop die hele tyd en omkyk, want hy sê die hele tyd, onthou jy? En omdat ons nie voor ons kyk nie, lewe ons 'n lewe van struikel en val, omdat ons omkyk. Jy val net as jy omkyk. Jy kan nie val as jy voor jou kyk nie, veral nie as jy agter Jesus aanloop nie, want om 'n disipel van Jesus te wees beteken om in sy voetspore te volg. Dis vergewe van alle sondes. Efesiërs 1 vers 7. Dit is deur die bloed van sy seun dat God ons verlos en ons alles vergewe. Alles vergewe wat ons teen hom gedoen het. Ja, alles. Ook die wat jy nie dink nie. Ek is verder aanvaar. God het my aanvaar. Want God se basis vir aanvaarding is Jesus.
Weet jy dat ek staan vanaand, dank God vir sy genade, in dieselfde geregtigheid voor hom as Jesus? Op grond van wie ek is in Christus. Romeine 8 vers 1 sê, as iemand aan Jesus Christus verbind is, sal God hom nie veroordeel nie. Ek is aanvaar. Ek het die ewige lewe ontvang. Dis nog meer wind. Voel jy al die wind onder julle vlerke? Ek het die ewige lewe ontvang. Wat jy waar kry? Die belofte van Gods woord in 1 Johannes 5 vers 13, en dit het geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is God se leefwyse wat ek deelagtig word wanneer hy in my kom leef deur die Heilige Gees. Wanneer Jesus ook my verlosser en saligmaker word. Dit beteken ook toevallig dat ek vir altyd sal leef. Die ewige lewe. Kom ons kry 'n bietjie meer wind. Ek is 'n kind van God, Abba Vader. Ek praat met hom vanaand op pad hiernatoe in die motor. Hy's altyd daar. Ek is 'n kind van God. Omdat in Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God te word. Kom ons kry nog meer wind. Ek word bewoon deur die Heilige Gees. Die Gees van God leef in my. En nou sit hier mense wat dalk daaroor twyfel. Daar's dalk verwarring in jou gemoed. Die Gees van God leef in my. Nie omdat ek so voel nie, maar omdat hy so sê. Romeine 8 vers 9. Iemand wat nie die Gees van Christus in hom het nie, behoort nie aan Christus nie. Wanneer ek Jesus aanneem as persoonlike verlosser en saligmaker en hy in my hart kom leef, kom woon hy in my deur sy Gees. So kan ons voortgaan. Ek het toegang tot God. Ek kan met hom praat deur die genade van Jesus. Ek is sy erfgenaam. Romeine 8 vers 17, as ons God se kinders is, dan is ons ook sy erfgename, want ons sal saam met Christus al die rykdomme van God erf. Het jy al jou erfporsie opgeëis? In jou Vader se testament? Want elke plek waar gelowige staan, is dit jou naam. Het jy dit al vir jouself gaan toeëien? Of leef jy in bankrotskap, terwyl jy alles geërf het, in die naam van Jesus? Ek staan in geregtigheid voor God. En ek is 'n mede-erfgenaam van Jesus. Ek is volmaak in Christus. Ag, ons kan voortgaan vir die res van die aand, om 'n studie te gaan maak van wie is ek in Christus, van my posisie in Christus, van my ervaring in my opstandingslewe. Ons kan dit alles doen, maar ons hoef niks te doen, alvoor ons nie seker gemaak het, dat ek 'n kind van God is, en dat Jesus wel in my leef. Sekerheid van saligheid is stap nommer 1. Daarom wil ek vanaand afsluit met 'n eenvoudige gebed. En dis 'n baie groot verskraling van die evangelie. Die evangelie is baie groter en kosbaarder as wat baie van ons dink, en ek wens ek het vanaand die tyd gehad om dit te deel, die wonder van die verbond, en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar kom ons kom by 'n punt waar ons sê, dat die Here sê in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan. En met hom maaltyd hou en hy met my. En daarom gaan ek hierdie verrigtinge afsluit. Deur 'n eenvoudige kindergebedjie te bid, wat my lewe verander het, baie jare gelede. Ek gaan net weer dieselfde gebedjie bid. En as jy hom vanaand saam met my wil bid, in die stilte van jou hart, en aan die einde van die gebed in die geloof saam met my oor die afgrond te spring op die wind van Gods woord, en te begin sweef as 'n arend, dan is dit jou persoonlike saak. Vanaand is jy hier om vrede te maak met die feit dat God begeer dat jy 'n arend moet wees. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons bly net so sit, en dan buig ons hoofde en dan bid ons saam, terwyl ons elkeen hierdie gebed ons eie maak. Hemelse Vader, ek dank U vir hierdie geleentheid vanaand wat ek het om vrede te maak met myself, om verlos te word van die tirannie van self, as ek U hoor klop aan die deur van my hart. En ek in gehoorsaamheid aan U Gees vanaand in hierdie kerkgebou
voor hierdie video-opname, of waar ek luister na hierdie band, vir u te sê, Here Jesus, kom in. Ek besef ek is 'n sondaar, ek besef ek is verlore. Kom in en kom, was my deur u bloed, reinig my van myself, vul my met u Gees. Kom leef in my en maak van my die mens wat u wil hê ek moet wees. En nou wag ek nie om dit te voel nie, Here. Ek bely dit nou in dankbaarheid en die geloof dat ek 'n kind van God is en dat u in my leef en dat my sondes vergewe is. In dankbaarheid dank ek u daarvoor. Gee my die genade om dit ook te gaan bely dat ek leef. Gee my die genade om te begeer om te groei. In Jesus naam. Amen.